Goeiedag aan almal, ek is Luzaan van Swiftvee en ek het die groot voorreg om langs Dr. van der Westhuizen te staan, die voormalige bestuurder van Stamboek. Sê net vir ons, hoekom is dit belangrik om 'n fase C en D toets te doen en ook die verskil tussen die twee toetse? Ja, so die normale praktyk is nadat kalfs gespeen word, die min of meer 7 maande, en miskien na 'n aanpassingstydperk om dan ergens hoër in die waardeketting, veral bulkalvers, dan te toets om te kyk hoe doen hulle. En soos 'n fase C is byvoorbeeld is amper 'n mimiek van 'n groei van 'n voerkraal. Met ander woorde, hoe sal daai diere doen as hulle in omstandighede kom naspeen, tipies soos wat in die Suid-Afrikaanse produksiestelsel is. Nou die fase C dan is dan bekend dat vir 'n relatief kort tydperk met 'n rantsoen wat die bulle laat tamelik goed groei, word elke individuele bil se voerinname gemeet. Met ander woorde, jy kan baie maklik uitwerk watter bil is meer doeltreffend met die kos wat hy eet. Met ander woorde, een bil het waarskynlik sê maar 6 kg nodig vir elke 1 kg wat hy swaarder word, en 'n ander bil het miskien net 4,5 of 5 kg nodig. So met ander woorde, as jy dit in randwaarde gaan meet, is dit geweldig. En as jy nou 'n voerkraal het en jy kan nou 'n kilo spaar op elke kilo wat jou slagdiere meer word, is miljoene rande. Ja. So met ander woorde, daar's 'n doeltreffendheid ingebou. Fase D, soos ons dit geken het, is waar jy toets waar jy nie kan voerinname meer nie. Soos tipies op 'n plaas. Yes. Jy het nie die toerusting, jy weet wat jy die individuele voerinname kan meet nie. So jy het 'n groep bulle en jy wil kyk hoe vaar hulle te mekaar as jy hulle saam toets. Nou die unieke een van hierdie Santa Gertrudis ding is dat hulle 'n klomp boere saam hulle bulle na een plek toe bring vir 'n fase D. Met ander woorde, op die plaas wat ons nou tans is daar nie toerusting om inname te meet nie, maar hulle kan ten minste die groeiverskille tussen die bulle meet. Yes. En omdat hulle toestande presies dieselfde is 'n groot gedeelte van daai verskille as gevolg van genetiese verskille. Met ander woorde, gaan hierdie bil wat beter groei, behoort vir jou nageslag te gee, wat ook beter gaan doen. En dan by die toetse word daar 'n klomp metings ook gedoen, wat interessante metings is, liggaamslengte en liggaamshoogte. Liggaamshoogte wys vir jou die volwassenheidstipe, jy weet later ryp of later volwasse diere wat dalk groter nageslag gaan teel as die ander. Liggaamslengte is ook gekorreleer met 'n klomp ander eienskappe wat gewens is. En dan word al hierdie bulle ook geskandeer met ultrasklank, die sogenaamde RTU, wat vir jou kykie gee na die karkas toe. Met ander woorde, hoe groot is die oogspier, is die langspier wat jy weet jou sirloin steak wat jy by die steakhouse eet. Hoe groot is daai spier? Daai spier wat jy meet tussen die 12 en die 13de rib gee vir jou aanduiding hoe lyk jou spier oor die hele karkas. En ook die verhouding van die onderuitse vet, die vet net onder die vel, en dan die been. Met ander woorde, dan kan jy dit uitwerk. Deur dit kan jy die uitslagpersentasie uitwerk ensovoorts. So daar's 'n klomp inligting wat 'n boer kry, 'n teeler kry en natuurlik 'n koper van 'n bil kry, as hy sy diere op hierdie manier toets. Al hierdie syfers gaan dan ook by Stamboek in Logix, die Stamboek database in, en dit word gebruik om genetiese waardes vir daai diere uit te werk. Met ander woorde, sodat jy as jy op 'n veiling kom, dat jy kan weet hierdie bil gaan vir jou nageslag teel wat beter groei as daai bil, so dis of meer doeltreffend is. Ja, dis kardinale belang, dis rand aan sê. Maak sin. Dankie vir dokter se tyd, ons waardeer dit en dankie vir al die wonderlike inligting wat ons vandag by dokter gekry het. Ons gaan dit definitief vorentoe gebruik. Baie dankie vir dokter se tyd.